Jy weet, dit is my groot voorreg dat Pastor Karl vanoggend saam met ons hier is. Hy is ons, hoe sal ek dit sê? ons mentor van die Ooskaap. Ja. En dit is 'n voorreg dat hy vanoggend saam met ons hier is om vir ons die boodskap te bring en ook vir ons dan hierdie geleentheid oop te stel onder hulle gemeente. Hulle is Radiant Ministries, die Engelse gedeelte. Hulle sit in Beverly Grove, Ja. 77. Ja, Bendor Drive. Bendor Drive. So, enigiemand wat Engels is meer as welkom om by hulle aan te sluit, om hulle te ondersteun in Beverly Grove. En ek sê baie dankie pastoor dat jy en pastoor Anelia vanoggend saam met ons hier so is, en dat julle hierdie geleentheid vir ons verder vat. Baie dankie. En ek glo dit wat die Here op jou hart gesit het, dit gaan geseënd wees. Amen. Amen. En dan wil ek ook saam met dit sê aan broer Eddie en suster Felicia, baie dankie Ja, dat julle hierdie plek vir ons oopgestel het ja. om 'n diens hier te kan hou. Amen. Yes. Was dit nie vir julle nie, sou ons dit nie kon doen vanoggend nie. Ja. En kom ons bid dat die Here julle sal seën. Amen. En ook in julle besigheid wat julle hier so het, die vrouekeer wat julle het, wat julle ou mense omsien. Kom ons bid dat die Here julle sal seën en julle vat na hoër hoogtes toe. En dat hierdie grond geseën sal wees. Die woord sê, waar ons voet op neersit, gaan ons in besit neem vir die Here. Amen. Pastor Karl, die Here seën jou. Kom ek jou nou afsit. Amen. Amen. Awesome. Ja, goeiemôre julle. Dankie Pastor Vincent. Is my voorreg om hier te wees. Net so vinnig wie ek is. Ek is Karl Martens. My vrou Anelia. Ja, ons is nou so 3 jaar in Port Elizabeth en 'n deel van 'n gemeente gewees wat toegemaak het. En toe Augustus verlede jaar het ek myself, my vrou Pastor Tian, wat jy van julle ook sal ken, het ons besluit ons is hier vir bediening. Ons is nie hier vir enigiets nie, ons is hier vir bediening en ons het Radiant Ministry begin. My skoonpa Pastor Swys Maree wat van julle ook ken, hy is ook deel van die direksie van die ministry en ons het verlede Augustus die gemeente begin, Radiant Ministry en soos ek sê ons is die hoofkampus, as jy so wil sê, ons is Engels, ek verkies maar die Engels. Hierdie Afrikaans is vir my baie moeilik, broers en susters. En wel ek Afrikaans groot geword het by Bybelskool in Engels, my kop is Engels, as ek kom by Jesus in die woord, my kop Engels. En ja, maar dank die Here se genade het my al geleer om Afrikaans te preek. Die bid gaan nog 'n bietjie moeilik. Kom ons nou nog reg met die bid, maar ja. En ja, en toe vorige ons visie met Radiant Ministry is ek wil nie 'n 5000 sitplek kerk gebou hê nie. Maar ek soek 5000 mense. En ons visie is presies wat hier vandag gebeur. Dit is die visie wat die Here op my hart gelê het om te kom plant, maar ek wil in elke woongebied in hierdie stad wil ek 'n kampus hê. In elke woongebied 'n gebouetjie kry waar ons 50 tot 100 mense kan vat. En as jy 110 is, dan vat jy 10 en gaan plant. Maar as jy te veel, dan sal daar 10 mense niks doen nie. Jy sien, dis die visie, om in elke woongebied in hierdie stad 'n Radiant Ministry kampus te hê, om vir Jesus hierdie stad te vat. En so ja, dis vandag is die begin. Pastor Vincent, baie dankie dat jy, ek weet, jou vrou lief is op pad, ons vertrou die Here daarvoor, dat sy saam met jou hierdie pad gaan stap, dat jy weer die stap van geloof gevat het. Want ja, dit is nie maklik om weer voor te staan en weer te lei. En ja, baie dankie daarvoor. En Pastor Christo en Pastor Aris wat hier is om hom te ondersteun. En Aletta, dankie. Waardeer, ons gaan nog die Facebook en al daai goeders nog uitsort. En ja, dankie vir julle, dankie vir die worship. Ons waardeer dit. Dankie dat julle hier is ook om te help dra, jy weet. En op die regte tyd gaan die Here julle twee ook plant. Ek weet julle is besig in die koninkryk reeds daar waar julle is. En maar ja, so dis die groot prentjie van wie ek is, wat ons doen, hoekom ons hier is. En ja, my voorreg is om te volgens die woord te bring. En dan soos Pastor Vincent, ons deel van 'n netwerk, U4C, United for Christ, wat ook my skoonpa begin het, wat daar is iets soos 50, 60 pastore plus minus, daar kan meer is deel van die netwerk reg oor die land.
net om mekaar te ondersteun, mekaar op te bou, so ja, so ons is deel daarvan ook, en ja, vanoggend se woord, die kerk en hierdie kampus is 'n lig vir die gemeenskap. Is 'n lig vir die gemeenskap. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp aan en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Dat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik kan word. Matteus 5 vers 14 tot 16. Sê die woord sê nie die kerk maak die lig nie, of die kerk word die lig nie. Die woord sê die kerk is die lig. Klaar. Die kerk maak nie, ons gaan nie nou eers lig maak nie. Ons dra die lig. Hoekom? Want die ligdraer is in ons. So, en ek het 'n paar punte van wat is die doel van die lig? Die eerste punt is die lig is om sigbaar te wees. So die doel van die kerk, die doel van die lig is om sigbaar te wees. Hy sê vers 14, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Okay, nou ons moet daai prentjie kry en mooi verstaan wat bedoel hy by 'n stad. Eerstens, wie is die kerk? Waar is die kerk? Hierdie is nie die kerk nie. Hier sit die kerk, die eklesia. Okay. Nou, die kerk is die lig. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Nou kom ons gaan terug na die natuur toe. Ons leer uit die natuur, ons leer uit die fisies, leer ons baie vir die geestelike aspek. Hier's 'n huis met 'n lig. Nou kom maar nog 'n huis met nog 'n liggie. En nog 'n huis met nog 'n liggie. En nog 'n huis met nog 'n liggie. En wyn sê, wat kry ons? 'n Stad. Want 'n klomp huise met klomp liggies vorm 'n stad. So 'n stad. Sien, hier sit die stad. Dis nie die fisiese ding wat eendag kom nie. Want ons sê, jy is die lig vir die hemel, sê die woord. Nee, ons is die lig vir die wêreld. Nou moet ons die stad wees. Nou moet die lig skyn. So die doel van 'n lig in 'n huis. Wat is die doel van 'n lig in 'n huis? Vir mooiheid. Om te kan sien waar ek moet loop, om my direction te kan gee. Dat ek nie in die muur vasloop of vir die bank vasloop nie. So die doel van die lig in die kerk is om direksie te gee vir die wêreld. Om te wys waartoe om te gaan. En dis hoekom die kerk se lig moet sigbaar wees. Want as ek hierdie lig vat en ek steek hom weg, en dit is donker, hoe gaan ek weet waar om te loop? Sien, so die kerk se lig moet sigbaar wees. Sien, maar 'n versteekte kerk het nie 'n missie nie. Het nie 'n doel nie. Matteus 5:15. 'n Mens steek ook nie 'n lamp aan en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander. Sien, daar is nie 'n 007 kerk nie. Of 'n CIA kerk nie. Weet jy wat beteken dit? Undercover. Daar's geen undercover Christen nie. Jy kan nie sê ek is 'n Christen, ek is undercover nie. Maar die woord sê as ek 'n lig is, want ek is 'n Christen, dan moet ek bo-op staan. Ek moet uitstaan. Die lig moet stigbaar wees. Ja nee, ek is weer 'n undercover Christen. Ek praat nie daaroor nie. Ek skyn nie my liggie nie. Ek is maar net hier vir myself in my huisie. Daar is ek. Nee. Hy sê stad word nie weggesteek nie. Die lig word nie weggesteek nie. Jy sien, en dis hoekom die kerk, hierdie kampus, is hier geplan vir 'n doel. Is in hierdie woongebied vir 'n doel. It has a divine purpose to influence this area. Om 'n invloed te hê in hierdie woongebied. Dis hoekom hy hier is. Jy sien, Jeremia 29 vers 7. Jeremia 29 vers 7. Soek die vrede van die stad waarin ek julle laat wegvoer het. Go seek the peace of the city where I've taken you to. Gaan soek die vrede van die stad. So wat sê hy? Die kerk, die lig, moet begin hierdie gemeenskap beïnvloed, sodat die vrede kan begin kom in hierdie stad.
sodat vrede, want almal soek vrede. Ons weet nou wat in die Midde-Ooste gebeur. Hoekom is daar oorlog? Maar daar is nie vrede nie. Jy sien, die stad moet vrede in die stad bring. Jy sien, wanneer die stad, die kerk, se lig sigbaar raak, dan weet die wêreld hoop lewe. Dan weet die wêreld genade lewe. Dan weet die wêreld daar is genesing en herstel in daai stad. In daai stad. OK. Die tweede doel van die lig en van die kerk. Die kerk bestaan vir verligting. Vir verligting, illumination. OK. Matteus 5 vers 15. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Sien, my liggie skyn nie net vir myself and I nie. Die lig skyn vir almal wat in die huis is. OK. Sien, lig verlig dit wat in die donker is. Lig verlig dit wat in die donker. Dit kan die pikste van die pikste donker wees en jy kan die kleinste van die kleinste liggie brand, dan is daar nie donkerte nie. Maar die donker is onmiddellik gebreek, sodra die kleinste liggie aangesteek word, is donker gebreek, is daar nie meer donkerte nie, want dan is daar klaar lig. OK. Sien, want ons wêreld is 'n donker wêreld. Ons wêreld is 'n donker wêreld. Gebroke families, vreesbevangde harte. Hoeveel mense vrees die toekoms? Hoeveel mense vrees die toekoms? Wat gaan môre gebeur? Wat gaan met ons gebeur? Wat gaan met die Midde-Ooste gebeur? Daar's vrees. Want nou, gats, Midde-Ooste. Wat is in die Midde-Ooste? Olie. En olie equals petrol. Petrol equals money, honey. Gats, daar gaan die petrolprys, daar gaan die kosprys, daar gaan, gats, vrees. Verwande identiteit. Sien, die wêreld donker, hulle ken nie hulle identiteit nie, hulle weet nie wie is hulle nie. Hoe weet ons dit? Hoeveel mense het gendergoeters, gay, lesbian, trans? Hoekom? Want hy weet nie wie is hy nie. Hy weet nie God het hom gemaak, man of vrou nie. Hy's in 'n donker wêreld. Hy het nie verligting van verstand van hoe God hom gemaak het nie. Nou weet hy nie wie is ek nie. Nou met die wêreld en wat ook al vir my sê, man, maklik, trek jy broek af en jy gaan sien presies wie jy is. Sorry, ek praat reguit. Dis so maklik soos dit. Daar's geen verwarring nie. Maar hoekom? Want die wêreld is in 'n donkerte, om die kerk nie hulle lig skyn nie. Want ons gaan onder die tafeltjie. Sien, daar's geen hoop vir in die wêreld nie. Maar die kerk is genoeg geroep om die waarheid te verlig. Om die waarheid te verlig. Dis waarvoor ons hier is. Om die waarheid te kom verlig. Sodat die wat in die donker is, die waarheid kan begin sien. Die waarheid kan begin ervaar. Johannes 8 vers 12. Ek is die lig van die wêreld. Wie praat hierso? Jesus. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Boom. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Jy sien, as ek Christus volg, en hy is die lig van die wêreld, dan is ek die lig van die wêreld. 1 Johannes 4 vers 17. Ek gaan hom in Engels gelees, maar ek het Afrikaans gelees. Nou Afrikaans is maak nie sin nie. As he is, so are we in this world. Praat van Jesus Christus. 1 Johannes 4 vers 17. As he is, so are we one day in this world. Julle is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld, sê hy. Soos hy die lig van die wêreld is ek dan die lig van die wêreld. En dis hoekom ek moet leef soos hy leef. Ek moet doen wat hy doen.
En wat hy kom doen? Hy het kom die waarheid verlig. Hy kom die duister verlig. Hy het verligting in die duisternis gebring. Sien wat beteken dit? Waar daar wanhoop is daar nou weer hoop. Waar daar verdeeldheid is daar nou versoening. Waar daar confusion, verwardheid is daar nou rigting en waarheid. Sien, maar dit is ons doel as die kerk. Ons moet daai lig uitdra, uitleef. Ek kan nie sê ek is die lig, maar ek leef in die duister nie. Want hy sê, jy kan nie my volg en dan in die duisternis wandel nie. Beteken ek kan nie die goed van die wêreld doen nie. Ek kan nie soos die wêreld leef nie. Ek kan nie drink en rook en rondslaap en seks voor die huwelik hê en al die goeters en sê ja, sjap, ek is 'n kind van die Here nie. Want hy sê jy kan nie. Jy is ontstel om dit te doen nie. Jy is ontstel om die lig te wees. Dis maar my mond aan drank sit nie. Drank gaan my nie hel toe vat nie. Maar ek het 'n testimony wat ek moet uitleef. O ja, biertjie nou en dan. Jy gaan nie hel toe nie. Maar jou buurman wat alkoholist is, kan jou dop. En wat se lig skyn jy vir hom? Dit is lekker om 'n bier saam met braai drink. Ek wil nie daarin gaan nie. OK, Filippense 2 vers 15. Luister wat sê hy. Filippense 2:15. Sorg dat julle bo alle verdenking staan. My opinie nie, God se woord. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelik kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder julle op as ligdraers van die wêreld. Engels. That you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as the light of the world. Tussen hulle moet jy die lig van die wêreld wees. Ek kan nie op 'n Saterdag met my wêreldse pelle gaan kuier, nou drink ek net so hard soos hulle. Nou vloek ek net so hard soos hulle. Ek leef net soos hulle. Maandag by die werk, dis daar geen teken van 'n lig in my nie. Geen teken van 'n lig in my nie. Sê die doel van die kerk is om verligting te bring in daai donkerte, in daai man se lewe. Maar hoekom drink jy nie? Hoekom rook jy nie? Hoekom slaan jy nie jou vrou nie? Hoekom leef jy dit? Hoekom is kerk toe gaan meer prioriteit as see toe gaan? Dit is 'n perfekte oggend vanoggend. OK. Sien 'n kerk wat se lig binne toe skyn, is so goed soos 'n museum. Sien ons kom hier en ons skyn die lig op ons binne. Wat se invloed het 'n museum in die samelewing? Dis mooi paintings. Alles lyk so mooi en perfek daar binne. Maar verder het dit geen betekenis nie. Geen doel nie. Sien die kerk is bedoel om die wêreld te gaan verlig. Ons is nie bedoel om mekaar te verlig, thanks Pastor Vincent. Ons is nie bedoel om net hier mekaar te kom verlig nie. Ons is bedoel om daar te gaan verlig. Sien dit is maklik om hier my liggie hier te skyn. Want hier is nie pressure om my liggie te skyn nie. Hier is nie pressure om verligting te bring nie. Sien die kerk is nie geroep vir 'n godsdienstige byeenkoms nie. Kerk is geroep om 'n ligtoring te wees. Die kerk is nie geroep vir 'n godsdienstige byeenkoms nie. Ons moet by mekaar kom. Hebreërs 10 vers 25. Do not neglect the gathering of the saints, especially as you see the time approaching, as some of you are in the habit of doing. Maar my doel is nie my lig net hier te skyn nie. Ek moet daar buite gaan. Ek moet 'n ligtoring word wat die area om my verlig, daar waar 'n duisternis is. So die volgende doel van die kerk is transformasie. Transformasie. Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense. Laat julle lig so skyn voor die mense. Wat se mense? Hier binne in die kerk. Nee, wat ek sê, waar moet ons die lig wees? Waar is hy die lig? In die wêreld. In die duisternis, in die donker. Jesus sê nie, dat jou opinie, sorry, ek raak baie excited. As ek kom by die woord,
goeie mense, ons moet excitement kry. Jy moet 'n passie weer vir God en sy woord kry. Man, it's life-changing. Okay. Hy sê, laat julle lig voor die mense, nie my opinie nie. Sy lig, sy opinie, moet voor die mense skyn. Weer is, ons is nie geroep om hier binne te skyn, ons is geroep om op buite te gaan skyn. Jy sien nie, julle ken die gesegde, seeing is believing. Okay. En ongelukkig die wêreld leef so. Onthou ons as kinders van die Here leef nie so nie. We live by faith. The righteous shall live by faith and faith alone. Okay? We call those things as not as though they were. Beteken, ons gaan in die geloof, ek sien nie. Ek sien nie die eindresult nie, maar ek volg God en sy woorde en ek doen wat hy sê ongeag. Dis geloof. Maar die wêreld sê seeing is believing. Ons wil eers sien. En dan gaan ons glo. Okay? So wat wil ek vanoggend vir julle sê? The light must first become visible before it becomes audible. Die lig moet eers fisies gesien word voor dit gehoor word. Ek gaan nou weer sê, van julle gaan daai penne eers langs drop. Die lig moet eers gesien word voor dit gehoor word. Beteken, die wêreld daar buite moet die transformasie in my lewe sien voor hulle my hoor praat van die transformasie. Action speaks louder than words. Ek kan nie sê ek's 'n kind van die Here wat ek nou gesê het. Maar ek leef soos die wêreld. Ek tree op soos die wêreld. Ek praat soos die wêreld. Sien hierdie campus, hierdie kerk moet fisies eers visible wees. Voor die mense gaan luister. Sien, mense luister na iemand wat sy lewe getransformeer is, voor hulle luister na iemand wat sy lewe nie getransformeer, maar hy sê, hy's getransformeer. Ek gaan nou terugkom met daai woord transformeer. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gegee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe, konings na jou glans van jou nuwe dag, wat vir jou aangebreek het. Ek like die Engels. Engels begin. Arise, shine, for your light has come. So wat sê hy? Get off your sudden comfort. Sien, ons is nie geroep vir Sondag Christene nie. Arise and shine, for the light has come upon you. Hoekom? Want ek het Christus as my saligmaker verlosser. So die lig is in my. So ek moet opstaan en vir die wêreld gaan wys. Hoe wys ek vir die wêreld die lig is in my? Want ek gaan wys vir my deur my manier hoe ek verander het. Sien, maar die wêreld gaan nie na die kerk toe kom omdat ons goeie programme het nie. Omdat ons great marketing programme hardloop. Eers ons post net en ons gaan goed. Okay? Maar lig gaan die mense trek. Die regte lig gaan die mense trek. Jy sien, as daar 'n storm oor die see is, en is donker, en hierdie skipper het geen cooking clue waartoe om te gaan nie. En daar's 'n lughuis. Wat doen die lughuis? Spring die lughuis af van die rots af, hardloop na die see toe, in die see in, en sê vir die skipper, hier's ek, kom. Die lughuis skyn net sy lig soos hy moet skyn, en die skipper, die see, die skip, word outomaties aangetrek na die lig toe. Sien, as die kerk sy lig skyn soos hy moet, gaan die wat in duisternis outomaties na die lig toe kom. Sien, ons moet so hard werk om hulle hier te kry. Maar hoekom? Vir die kerk het vir te lank nie sy lig geskyn so moet skyn nie. Daar's geen transformation nie. Die woord transformation, Romeine 12 vers 2. Okay? Weer eens, die Afrikaans net verander. Boom, dis die woord. Okay. En die Engels sê, be transformed by the renewing of your mind.
Okay? Being transformed by renewing of your mind. Ek hou oor transform. Is 'n woord metamorph. Wat julle in laerskool se biologie geleer het. Metamorphosis, okay? Moenie vir Afrikaanse woord vra nie. Okay. Ek gaan gou vir julle verduidelik. Baie vinnig, die prentjie. Die wurm kom, keting, 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 keting. En hy sit homself in 'n kokon. En na 'n tyd wat kom uit? Skoenlapper. Transformation. Dis wat transformation beteken. Dis al fisies. Enige een kan sien, dis nie meer 'n wurm nie, dis nou 'n skoenlapper. Daar het 'n fisiese transformasie plaasgevind. En dis die doel van die kerk. Ons lig moet so skyn dat ons fisiese transformasie in mense se lewe kan begin bring. Dat die mense kan sien dat daar is 'n plek wat ek kan kom omdat ek seer gekry het. Daar's 'n plek, ek het nie 'n stem in hierdie wêreld nie, maar ek kan kom en hier's 'n stem vir my. Ek kan kom want hier's 'n plek waar my gebrokenheid genees kan word. Hoekom? Want ek sien hoe die gebroke van harte genees is. Ek kan sien hoe die lig verandering gebring het in ander mense se lewe. Ek kan die transformasie sien. Ons hoor nie net van transformasie nie, maar ons sien die transformasie. En nou trek ons aan. Lukas 4 vers 18. Hy het my gestuur om die wat gebroke van harte is te genees. Om die lig te gaan skyn daar wat die gebroke van harte is, want hulle kan sien hoe hy die gebroke van harte hier binne genees het. As hy dit vir hom kan doen, kan hy dit vir my doen. So daar wil ek wees. Ek wil by daai ligkerk wees. Die vierde punt, die kerk is geroep om 'n impak in die gemeenskap te hê. Sien, ons moet 'n impak hê. Matteus 5 vers 16. Dat hulle julle goeie werke kan sien. Dat hulle julle goeie werke kan sien. Die wêreld, ons werke kan sien. Jy sien, weer eens, lig moet prakties wees. Net soos geloof werke moet hê, so moet die lig prakties wees. Ons sê wat Johannes 2 vers 17. Faith without works is dead. Geloof sonder werke is dood. Ek kan nie sê ek het geloof, maar ek het geen werke nie. Ek het geen bewys dat ek 'n gelowige kind van die Here is nie. Dit moet deur my dade moet mense kan sien. Wat die Here gesê, hoe gaan julle herken julle is my disippels deur die vrug wat julle dra? OK. Jy sê ons moet nie gaan liefde preek nie, ons moet liefde leef. Dit is maklik om te praat, maar om my leef te leef is 'n ander storie. En dis die doel van die kerk. Ons moet so leef sodat die gemeenskap om ons geïmpakteer kan word. Handelinge 2:47. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered geword het by die gemeente gevoeg. Die hele volk was hulle goedgesind. Hoekom? Want die disippels het net gepraat van Christendom nie. Het net gepraat van die lig nie. Hulle het die lig gaan uitlewe. Hulle het fisies gaan dinge gaan doen. Hulle het fisies gaan doen wat Christus gedoen het. En dis hoekom was die stad hulle goedgesind. Want hulle het vrede in die stad gebring. Hulle het die stad ten goeie beïnvloed. Hulle het 'n impak in die stad gehad ten goeie. So daar gaan verandering kom in die stad. En die stad was hulle goedgesind. En wat is die gevolg van daai leefstyl? Die Here het daagliks by hulle gevoeg. Verstaan, die woord sê go and make disciples. Maar as ek my lig skyn by my werkplek, soos ek my lig moet skyn, en hulle kan my lig sien, hulle kan die transformasie sien, hulle kan die impak sien wat God in sy woord in my lewe gehad het, gaan hulle wil kom kyk. Ek het by 'n platinum myn gewerk in Rustenburg jare terug, die grootste platinum refinery in die wêreld. En ek het op bekering gekom, van julle ou man, as jy nog ken Tony Roo, die ou spring ook heel agter. Ek het hier Sondag op sy bediening tot bekering gekom in die 9de Junie
12:00 die middag 1991. Het ek tot bekeer gekom onder sy bediening. En die maandag is ek terug en ons het so oop plan kantoor gehad. Ek was 'n training officer op daai stadium. En ek het ingestap en ek het vir almal sê, "Hey, wow, luister gou." Almal stil gebly, ek sê, ek wil vir julle sê, ek het gister my hart vir die Here gegee, ek het tot bekering gekom. Ek sal nooit vergeet nie. Die Here staan van sy stoel af op en stap reguit na my toe en hy letterlik druk sy vingers in my neus. Hy druk my neus so op. Hy sê vir jou, hou ek nou dop, maak nou een fout. Okay. Dan gaan ons iewers heen. So ek sê, ek drink glad nie. Daar staan ek cream soda of raspberry gedrink. As eers kom, hey, gee vir jou 'n partytjie koeldrank. Die gespottery. Maar as jy pop op die venster raak in daai ouens se lewe, wie nou hardloop hulle toe? Waarna kom hulle dan heen? Sê ek het 'n pel van my Tony Church, ek het toevallig, wanneer was dit lief Oktober. Hy was saam met my in assemblies gewees, ek het bekering, ek kom by 'n hervormde kerk uit. Ek het op bekering kom, gaan ek oor assemblies toe. Dis 'n radical skuif. Van hervorm na assemblies. Okay. So dis kom my brein is Engels as ek kom by die Bybel. En ek het saam gewerk by PMR en ek het toevallig daardie dag hier vir die eerste keer in 30 jaar weer ontmoet. Hy bly in Engeland. En ons het besluit, ons gaan ons lig skyn. Vat ons Bybel gevat, as jy dit invat, mag jy niks weer uitvat nie. Dis as gevolg van sekuriteit. Dan sit ons nou doen ons Bybelstudie. Etenstye, teetye. Daar die eers al voor almal. Jare na ek weg is daar. Stap ek in die mall, daar is net maar eendag en die vrou kom na my toe en sê, ek wil net vir jou dankie sê. Ek ken hierdie vrou nou van geen kant af nie. Vir die impak wat jy en Tony op my man se lewe gehad het in die eetsaal. Staan. Dit gaan nie oor my nie. Ek testify net. As ons begin ons lig skyn soos ons moet. As ons begin doen wat ons moet doen, dan gaan ons 'n impak hê in ons gemeenskap. Ek gaan 'n impak hê in my werksomgewing. Ek gaan 'n impak hê in my familie. Ek gaan 'n impak hê in my neighborhood. Maar ek moet begin opstaan. Ek moet begin doen wat God se woord sê. Ek moet begin leef soos hy leef. Dan gaan ons 'n impak hê. Dan gaan hierdie gemeente 'n impak hê in hierdie plek. So die volgende doel van die kerk is om God te openbaar. Is om God te openbaar. Matteus 5 vers 16. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jy sien, dis nie omtrent 'n reputasie op te bou nie, maar is om 'n openbaring van God op te bou hierso. 'n Reputasie van eers is 'n nice kerk nie. Nee. Dit gaan om 'n openbaring van God te wees. Hierdie kerk. 1 Petrus 2 vers 12. 1 Petrus 2 vers 12. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van jou asof julle misdadiger is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ek gaan gou die Engels lees. 1 Peter 2:12. Keep your behavior excellent among the unsaved, the Gentiles. Conduct yourself honorably with graciousness and integrity. Okay. So that whatever reason they may slander you as evildoers. Want nou die woord sê in die laaste dae, goed sal sleg genoem word en sleg sal goed genoem word. Yet by observing your good deeds, that may instead come to glorify God in the day of visitation. Sê my leefstyl, hierdie kerk se leefstyl, se lig moet so wees dat God verheerlik kan word. Dat as ons onder hierdie heidene leef, dat ons leefstyl van so 'n standaard kan wees, dat God verheerlik kan word. Ek sê altyd vir my dogter, ons oudste dogter, sy is so wat medies op Stellenbosch, 4 jaar, ons jongste dogter aan my is 15, sy doen show jumping, perde, goeder. En ek sê altyd vir haar, dat het ons leef op 'n ander standaard. Eerstens is 'n kind van die Here, en tweedens is 'n pastoor se kind. Het jy nog meer pressure? Ons standaard moet daar wees. Hoekom? Want mense hou jou dop, net soos die mannetjie, sy vinger om my neus kom druk het.
en my dop gehou het. So hou die wêreld ons dop. Hoekom? Because when you live according to their standard, it justifies them to do what they're doing. Boom. Het regverdig hulle gemors om in hulle gemors te leef, as ek leef soos hulle leef. As ek my standaard begin drop as 'n kind van die Here, dan justify ek. Dan gebruik hy dit om te justify soos hy leef. Ja, maar kyk, jy's 'n kind van die Here, maar jy doen dit. Jy sien, so as kinders van die Here, het ons 'n standaard wat hoër is as die res moet leef, want ons het God wat verheerlik word. Want op die einde van die dag word nie Karl Martens is 'n slegte kind van die Here. Die kerk en God se naam kom in gedrang. Sien, want ons dra die lig. Wie dra ons? Jesus Christus. Sien, die mense gaan nie van Karl Martens praat nie. Hulle gaan van daai kerk praat, hulle gaan van Jesus praat. Ek wil niks met die kerk, wil niks met God te doen hê nie. Hoekom want ons dra nou sleg nie? Julle ken die storie van julle weet wie is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, daai Indiër ou, hy lyk amper net soos ek. Net so kort, net so bot, sy brulletjies was net rond. Mahatma Gandhi sy impak op India was groter as Mandela se impak in Suid-Afrika. Maar hy het in Durban gebly. En hy lees deur die Bybel. Hy is 'n Hindoe gewees, 'n Hindoe moslim. Hy het buite Durban gebly. En hy besluit dat hy wil kerk toe gaan. En hy stap in die kerk in. En die hoofouderling gaan staan by die deur. Sorry, ek is nou die lig van die wêreld, né? Ek is nou die lig van die wêreld. Sorry, plek is net vir wites. Jy is nie welkom hier nie. En dis wat Gandhi se woorde. Luister hier, dis sy woorde. This is the man to follow, Jesus Christ. But because of his followers, I want nothing to do with him. This is the man to follow Jesus Christ, but because of his followers, I want nothing to do with him. As die man die lig gedraai het om God te verheerlik, nie sy tradisie, sy kultuur en sy geloofsisteem nie. Was India 'n goeie kans om 'n Christelike nasie gewees het vandag. Sien, my doel is nie om hierdie kerk of myself te verheerlik nie, om my opinies te verheerlik nie, my kultuur te verheerlik nie, my tradisies te verheerlik nie. My doel as 'n Christen, as 'n kind van die Here, as 'n kerk, is om God te verheerlik. Sy standaard te verheerlik. Sy manier, ongeag my opinie, ongeag my geloofsisteme, ongeag my tradisie, my kultuur, my taal, my wat ook al. Het gaan om hom te verheerlik, en dis die doel van die kerk hier, waarvoor ons hier is. Want as ons om hierdie manne leef, moet ons leef soos Christus. Sodat hulle Christus kan sien en nie my nie. Sien, Spreuke 11:11, Proverbs 11:11. Die Engels weer eens sê my soveel mooier. The blessing of favor resting upon the righteous influence a city to lift it higher. Okay, ek gaan vir jou translate net so. Die seëning en die guns wat op die regverdige is, lig die stad op. Hy? Die seëning en die guns wat op die regverdige is, lig die stad op. Sien, as die kerk die lig begin dra, soos moet, as begin God verheerlik, dan word die stad se standaard gelig. Sien, tyd dat die kerk begin ons standaarde weer lig na God se standaard toe, en nie na die wêreld se standaard toe nie. Ja, almal slaap saam, soos right, ons almal slaap maar saam. Die kerkmense raak kwaad vir my as ek oor hierdie goed praat. Ja, maar almal bly saam. Nee, maak saak wat almal doen nie. Want almal is op pad hel toe wil jy ook gaan. Sien, ons moet daar kom, sodat God verheerlik kan word. Sodat ons die stad kan begin invloed. Sien, dis die doel. Dis die doel van die visie wat die Here my gee in die plek, is om in elke woongebied 'n kerk te bou, 'n kampus te bou, waar die kerk, die kinders, die Christene, hulle lig begin dra sodat die stad beïnvloed kan word, sodat die stad se standaard gelig kan word. Sodat die stad begin 'n regering kry wat nie prostitusie, homoseksualiteit en al die goed ondersteun nie.
So die kerk begin stem vir die party. Nie oor die veldkeer, oor die history, maar oor die party, wat 'n God se woord volg. En nie omdat hierdie ouens ons uit die ANC uit kan red nie. Maar begin stem vir die party wat sê ek staan vir God, maak saak hoe klein is hy nie. Want as 78% van die land sê ons is Christene, imagine, is almal vir die party stem wat sê ons staan vir God, en daar word die stad, word die land gelig. Maar ons as kinders van die Here, ons leef nie op dieselfde standaard nie. So dan ondersteun ons partye wat nie op die standaard leef nie. Want hulle lyk alright, hulle gaan ons help uit hierdie gemors uit. Ek weet ek trap nou baie tone vanoggend. OK. Sien die volgende en die laaste van die kerk bestaan om 'n getuie van hoop te wees. Efesiërs 5 vers 8. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle die lig van die Here. Nou is julle die lig. Sien ons almal was in die donker. Nie een van ons is gebore wedergebore nie. Ons almal is in sonde gebore. Ons almal het Jesus Christus nodig gehad as saligmaker en verlosser. So dis ons moet 'n plek wees van hoop. Sê die kerk is nie gemaak uit perfekte mense nie. Vra my vrou. Sy gaan duidelik vir jou sê ek is nie perfek nie. OK. Maar die kerk is gemaak uit mense wat getransformeer is. Die kerk bestaan uit people that's been transformed by the power and the word of Jesus Christ. Getransformeer is as gevolg van die lig wat in hulle is. Wat in hulle begin skyn het. En so, nou raak ons die hoop vir die wat in donkerte sit. Wat sien, yes, maar kyk hoe Christus se lewe verander. Kyk hoe sy lewe verander. Sien man, jy het deur dinge gegaan wat ek nie deur gegaan het nie. En ek is deur dinge gegaan wat jy dalk nie deur gegaan het nie. Maar daai dinge wat ek deur is nou my testimony, nie my crutch as 'n verskoning. Ja, maar sien, ek het nou sonder 'n pa groot geword en so ja nou. Nee. Yes, ek sonder 'n pa groot geword. So maar nou het ek 'n testimony om 'n man wat sonder 'n pa groot te word te kan help. En ek weet presies waartoe jy gaan. So, kom ek stap op pad saam met jou om jou deur daai donker gat te help. Om daar uit te kom. Sodat jy hoop het vir 'n verhouding met God die Vader. Want hoe die hek kan ek hom God die Vader noem? Ek het fisies op my lewe nooit my pa. My pa en ma skei toe ek 1 jaar oud is. Nooit gesien nie. Daarna nie. Die naaste wat ek kom was toe ek in die army was, toe bel my ouma my, hoor jy jou pa is dood, kom dra sy kus. That's it. Toe vind ek uit, ek het baie gehardloop, ek het marathon gehardloop. Ek het elke dag 15-20 km gehardloop, net vir lekkerte. Na skool. Ek het verby sy huis gehardloop elke dag seker vir 5 jaar lank. Never knew it. Maar nou het ek die hoop, want ek is getransformeer, want nou kan ek hom Vader noem, hoewel ek nooit daai fisiese Vader geken het. Het is my vir jare gesukkel om daai verhouding te kon regkry. Maar nou kan ek die volgende man vat, wat in daai gille donker gat sit, en hom hoop gee. Sien, we overcome him, Openbaring 12 vers 11. We overcome him, who's him? The enemy, die duiwel, wat jou aanval, wat jou wil verwoes, wat jou in die donker wil hou, by the word of our testimony, and the blood of the Lamb. Ek begin getuig wat die kruis vir my gedoen het. Ek begin getuig, ek begin my lig skyn. Sodat mense wat in dieselfde donker gat as ek sit, ek nou kan help. So die kerk word nou 'n plek van hoop. Want as hy vir hulle dit gedoen het, kan hy vir my ook doen. Maar ons moet getuig, kerk. Ons moet ons lig skyn. Ons kan nie net hier getuig nie. Ons kan nie net hier ons lig skyn nie. Ons doel is om maar buite te gaan in die wêreld, ons lig te skyn. Sien, die kerk moet sigbaar wees. Die kerk moet invloedryk wees. Die kerk moet transformerend wees. Die kerk moet 'n plek wees van hoop. Jy sien, ons moet nie vraag vra, hoe groot gaan ons hierdie kampus bou nie. Ons moet die vraag vra, hoe helder gaan ons lig skyn. Dis die vraag wat ons moet vra.
Nie hoeveel sitplekke kan ons volmaak nie. Dit gaan outomaties kom, ons het dit gesien wat die woord sê. Maar hoe helder gaan ons lig skyn in hierdie gemeenskap? En weer eens, hoe skyn ek my lig? Deur te leef soos die lig binne in my. Deur die standaard van die lig binne in my te leef. En dis hoe ek my lig skyn. Deur daagliks hierin te spandeer. Deur daagliks tyd met die lig, Jesus Christus te spandeer. Sodat my lewe vol kan word van die lig. Sodat ek dan kan begin om die lig te skyn. Dis hoe ons lig skyn. Volg hom, spandeer tyd met hom, doen wat hy sê, ongeag hoe maklik of hoe moeilik. En dis hoe ons lig gaan skyn. En dis hoe ons hierdie kampus 'n impak vir Jesus Christus gaan hê in hierdie stad. En hierdie stad gaan verander. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom vanoggend, ons dankie Here dat U is die lig van die wêreld. Maar U woon binne in ons. En daarom is ons die lig van die wêreld. As gevolg van U teenwoordigheid in ons. En ek vra Here dat U ons sal lei. Sal help. Dat ons lig so sal skyn. Nie volgens ons standaarde, kulture, tradisies en maniere nie, maar volgens U manier, U standaard. U weë. So die wêreld daar buite wat so in die donkerde is, die lig kan sien. Sodat U verheerlik kan word. Nie ons nie die kerk nie, nie Radiant Ministry nie, maar Jesus Christus. Ons saligmaker en verlosser verheerlik kan word. Ek bid dit oor hierdie kampus, Here. Dat vandag is die begin van groot dinge. Groot impak. Groot verligting. Groot openbaring van Jesus Christus in hierdie gemeenskap en in hierdie stad. Ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. En ek sê, ek ken nou min van julle, ken julle nie almal nie. Maar as jy hier sit vanoggend en jy kyk aanlyn later, en jy het nog nooit hierdie lig in jou lewe gekry nie. Jy het nog nooit Jesus Christus, die lig van die wêreld, aangeneem as jou saligmaker en verlosser nie. As jy vanoggend, as jy sit, en jy sê, ek soek Jesus Christus as my saligmaker en verlosser. Ek soek daai lig in my lewe, want my lewe is nog donker. Dan as jy hier is, seker met jou hand op, ek wil vir jou bid, enige iemand hierso, wat nie Jesus ken nie. En as jy online kyk, en dis jy, stuur vir my net jou naam en jou selfoonnommer. Ek wil graag saam met jou bid. Ek wil graag met jou deel hoe om die lig in jou lewe te kry. Amen. 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 Oké. Ja, ons gaan sommer gou nou die offerande opneem. En weer eens, hoe skyn ons lig? Deur te volg wat Jesus sê. Wat sê? Gee. Bring your tithes into the storehouse, so there may be food in the house. Okay? Kos, wat se kos? Kos, yes, die woord sê die wat die woord met die woord deel moet die woord leef. Maar ook sodat ons die lig kan word, sodat ons kan begin 'n impak hê in die gemeenskap. Sodat ons om hierdie goeders te doen, kos geld. Kos geld om die lig te hanteer. Verstaan? Alles kos geld. En ek wens die Here wil dit doen en fisies Malachi 3:10 doen. The windows of heaven open and pour out such a blessing. Mense wil dit fisies doen. Maar hy doen dit nie. Hoekom? Want hy sê, given shall be given unto, shaken down, pressed together, will be poured into your lap. As jy daar gaan opstudeer, daar word be poured into your lap. Dit beteken by men. Deur gehoorsame mense sal die saad kom. As jy daar gaan opstudeer, daai poured in your lap beteken as jy hom gaan kyk diep, deur mense. Gehoorsame mense wat hulle lig laat wil skyn op die manier ook.
sodat God se koninkryk kan verheerlik word. God se koninkryk uitgebou kan word. Hier van ultimately, ons soek 'n gebouetjie vir die hoofkampus. Ons gaan menslike gebouetjies soek vir hierso. Want hierdie gaan te klein wees. As ons lig skyn, gaan dit te klein wees. Maar huis is te klein. Ons soek gebouetjies, maar dit gaan geld kos. Dit gaan huur kos. Sodat ons meer mense kan inkry om meer lig in hulle lewe te kry, sodat meer lig in die stad kan kom. Hemelse Vader, ons dankie vir die wat saai. Ons dankie Here dat die woord nie sal terugkom nie. Dat die woord sal doen wat hy sê, dit sal doen. En die beloof in Isaiah 55 vers 10 en 11. That your word will not return void. It will accomplish what I set out and it will fulfill its purpose. Ons dankie Here dat die woord trend saai in elkeen se lewe wat saai van vandag af vervul sal word en hulle die vermenigvuldiging van daai saad in hulle lewe sal sien, dat hulle geseënd sal wees om nog 'n groter seëning vir u koninkryk te kan wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Dankie Pastor Vincent. Dankie Pastor Christus. Ons het tot op die Ek wil vir pastoor Karl sê baie dankie vir die woord, inspirerende woord wat hy tot ons harte gespreek het. Mag die Here julle ook seën en ek weet die Here gaan vir ons groot dinge doen in sy koninkryk. Ek gaan net vra dat die pastore vir my vorentoe kom en dan ook broer Eddie en suster Felicia. Ek wil net hê ons moet net vir hulle bid dat die Here hulle sal seën en dat want sy het reeds vanoggend vir my gesê, ja, sy gaan die plek groter maak, want sy weet, die plek gaan te klein raak vir ons. Ek wil net, kom ons bid vir hulle ook, want was dit nie vir hulle nie, sou ons hierdie kampus kon begin het nie. Ek wil net, al ons pastore moet net vir hulle bid en salf asseblief. Ek wil pastoor Karl vra om vir ons voort te gaan asseblief. Strek dit die hande uit na hulle, dat die Here hulle kan seën en aanraak. Hemelse Vader, ons dankie. Dankie vir hierdie harte. Wat dit die huis oopgemaak, maar hulle harte ook oopgemaak het. Vir u bediening, vir u koninkryk, om hier gebou te kan word. Here, u sien hulle harte waarmee hulle al reeds besig is. Die impak wat hulle reeds het in mense se lewe. Ons bid Here vir 'n groter impak in mense se lewe. Maar Here, u ken ook hulle behoeftes. U sien weet presies hulle behoeftes, Here, wat hulle nodig het. En ons bid Here dat u hulle sal seën magtelik, bo wat hulle ooit kan dink of vra. Dankie Here. Seën hulle, Here. U weet, Here, Here, daai ken die behoefte, Here, ek voel net jy sit en jy daar seker goed is wat jy ek sien jou amper huil voor die Here. Jy het 'n behoefte vir sekere dinge. Ja. Goed wat jy Here vertrou vir 'n lang tyd. asseblief, Here. Ons dank Here dat daai nou sal manifesteer in die naam van Jesus Christus. Dit wat jy al vir 'n lang tyd vir die Here vertrou, Thank you, Jesus. dat dit nou gaan manifesteer. Ons dank Here dat daai deur sal oopgaan. Ja, Here. Ons spreek dit in die naam van Jesus Dankie, Christus. Here. Dankie, Here. Dankie daarvoor. Amen. Amen en amen. Dankie, Here. Amen. Dankie julle. En ek wil ook vir pastoor Anelia sê baie dankie dat jy jou man afgestaan het om vanoggend vir ons die woord te kon gebring het. Mag die Here julle ryklik seën. Ons gaan een liedjie nog sing en dan gaan ons afsluit. Dan wil ek almal van julle uitnooi om net so ietsie saam met ons te kom genuttig, 'n koffietjie te kom drink, mekaar te leer ken. Julle kan pastoor Karl en pastoor Anelia gesels met hulle, praat met hulle. So die Here seën elkeen van julle en baie dankie. God seën.